Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom by NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal. My naam is Quintus Skols en ek gaan vanoggend saam met jou kuier. Net daar waar jy is, mag die Heilige Gees ook die prediker en die naprediker wees. Ek bid ook dat jy vanoggend die Here se stem baie duidelik sal hoor. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. En ek bely my geloof saam met jou vanoggend. Mag die Here nou ook aan die woord kom. Vanoggend se prediking tema is doen ek genoeg? Doen ek genoeg? In Johannes 15 vers 5 gaan ons 'n bietjie help dink vanoggend. Maar voordat ons nou so saam uit die woord uit gaan werk en waar ons ook oor hierdie tema gaan praat, doen ek genoeg? Mag die Here nou aan die woord kom. Kom ons raak 'n oomblik net stil. Net daar waar jy is, of jy nou op jou foon kyk, of 'n tablet, of 'n TV-skerm, of jy ergens sit en luister, mag die Here nou ook aan die woord kom. Ek is 'n stofmens, en ek bid dat hy my gebruik. Heilig, heilig, heilig is U, Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, ek kniel voor U vanoggend, en is my gebed dat U aan die woord sal kom, as ek juis hier by 'n kruis in my agtergrond staan, net om elke boetie en sussie te herinner vanoggend dat Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het, die sonde en die dood oorwin het, en dat dit genoeg is, dat Jesus vir ons genoeg is. As ek Jesus het, het ek alles, en daarom wil ek vanoggend so kom bid vir elke broer en suster in Christus, dat hulle net U liefde en nabyheid op 'n unieke wyse sal beleef. Spreek ook nou uit hierdie teks uit, Here, mag ons vertroos word, maar ook bemoedig en aangemoedig word om ook ons beste te doen vir U in die koninkryk. Ek loof en prys U vir geleenthede soos hierdie, Here, waar ons uit U woord uit kan werk. Mag U ook nou vanoggend in elke boetie en sussie wat kyk en luister se harte werk. Ek bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons in Johannes 15 vers 5 en daar staan geskryf: Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Doen ek genoeg in die lewe? Doen ek genoeg as eggenoot in my huwelik? Doen ek genoeg as 'n ouer vir my kinders? Doen ek genoeg vir die kerk van die Here Jesus Christus, die kerk waaraan ek behoort en waar ek 'n lidmaat is? Doen ek genoeg vir God? Doen ek genoeg vir mense wat swaar kry, vir barmhartigheid en vir sending? Doen ek genoeg? En dalk is die vraag wat ons baie keer vra, maar is ek genoeg? En wat het in my lewe nou uitgespeel en waar is ek tans? En dit wat ek doen, is dit aanvaarbaar? Is dit genoeg wat ek doen? Ek het so met die mannebediening woensdagoggend gedeel die verhaal van Lucy Roux, 'n 98-jarige vrou, en sy het op 'n stadium die opmerking gemaak op 98 wat sy gevra het: wat het ek met my lewe gemaak? Is dit genoeg? Wat het ek met my lewe gemaak? Is dit genoeg? En ek leer graag by ouer mense en ek wil graag hulle lewenslesse en hulle ervaring en dit wat hulle beleef het in die lewe wil ek hoor en ek wil leer by hulle in 'n leerbare gees. En daarom is hierdie vraag nogal 'n belangrike vraag. Wat maak jy met jou lewe tans? Is jou lewe dit wat God wil hê jy moet doen? Leef jy jou roeping uit en jou skepingsdoel en is jy daar waar God jou geplant het en hoe gaan dit in jou lewe op hierdie stadium? Wat het ek met my lewe gemaak? Dis nogal 'n groot vraag. En dan die prediking tema vanoggend wat ek so inleidend al aangeraak het, doen ek genoeg? Doen ek genoeg in my huwelik? Sit ek moeite in met my kinders en by die werk en by my kerk en daar waar ek betrokke is, in my vriendekring selfs, skeep ek maar net mense af. Het die wêreld en die lewe so besig geraak dat ek dood eenvoudig net nie genoeg doen nie.
Aan die een kant wil ek so 'n bietjie, daar's twee kante aan die muntstuk wat ek eintlik vanoggend oor wil redeneer uit die Bybel uit. En aan die een kant kom die Bybel en gee vir my hierdie antwoord dat ek nooit iets van my kant af kan doen om te dink dat ek gered gaan word, omdat ek nou al hierdie dinge doen nie. Jy gaan nooit genoeg doen om te dink jy gaan gered word nie, want die redding kom uit Christus Jesus uit. Ek moet dit aanvaar en ek moet dit my eie maak, maar ek gaan nie goeie werke of dinge doen met die gedagte dat dit my gaan red eendag nie, sodat ek gered kan word nie. Maar ek gaan goeie werke doen omdat ek gered is. Nie sodat nie, maar omdat. Daar's tye wanneer ons inderdaad ook na die ander kant van die muntstuk moet kyk en moet sê dat ons somtyds nie genoeg doen nie. Ons het dalk gemaklik begin raak. Ons het dalk passief geraak en ons het dalk ongehoorsaam geraak aan die Here en aan sy opdrag. So aan die een kant is daar nie veel wat ek kan doen om te sê, maar ek gaan hierdie dinge doen sodat ek eendag gered word nie en ek dink ek doen genoeg nie, want jy doen ook genoeg. Partykeer doen ons regtig baie en partykeer is daai genoeg wat ons doen genoeg. Maar dan is daar ook daai kere en baie van ons wat nie genoeg doen nie, wat nie tevrede kan wees met waar ons tans in ons lewens is nie, dalk gemaklik in 'n comfort zone geraak het, passief en ongehoorsaam geraak het. So aan die een kant jou redding wat in Christus is, aan die ander kant moet ons ook iets doen. So geloof sonder werke gaan sonder meer dan ook dood wees. En om te verstaan wat die Jakobus teologie is. Daarom het ek so 3 kort punte wat ek wil aanraak vir oggend. En die eerste punt wat ek wil aanraak is in Efesiërs 2 vers 8 en 9. En luister daarna as ek dit lees. Daar sê Paulus, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Hoor ons dit? So die eerste punt is ek kan nie myself red nie. Ek kan nooit genoeg doen as ek dit in aanhalingstekens sit om my redding te verdien nie. Daar's niks wat ek kan doen om my redding te verdien nie. Dis absoluut genade onbeskryflik groot. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Ek en jy glo en ons het 'n geloofsekerheid dat ons hemel toe gaan. Filippense 3 vers 20, ons is burgers van die hemel, van waar ons Christus Jesus verwag, maar ons is reeds burgers van die hemel en ons glo dit, ons het daai absolute geloofsekerheid. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Vers 9 sê, dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Julle is uit genade gered, die redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God, sê vers 8, vers 9, dit kom nie uit julle eie verdienste nie, en daarom kan ek en jy nie trots rondloop nie en sê maar, ek het vir myself 'n plekjie in die hemel gekoop, of my prestasies, my CV, kyk hoe wonderlik is ek, kyk wat doen ek alles, en kyk wat doen ek selfs vir die Here alles, kyk al hierdie dinge wat ek doen, ek het daarom 'n plekjie in die hemel wat ek verdien nie, want ons verdien dit nie. Dis absoluut net genade onbeskryflik groot, dat Jesus aan 'n kruishout vir my en jou gaan sterf het. Genade onbeskryflik groot, hy wat vir ons sterf, hy wat vir ons opstaan, al die sonde op hom vat, die sonde en die dood oorwin, en vir ons die ewige lewe gee. Die grondslag dus vir die Christelike geloof is nie ons prestasies nie, maar dit wat Jesus gedoen het. Martin Luther sê dit so mooi, die mens word nie geregverdig deur sy eie werke nie, maar deur geloof alleen. Ons word nie geregverdig deur ons werke nie, maar deur geloof alleen. Ons leef dalk dikwels met hierdie gedagte in ons koppe, as ek maar net meer kan bid,
of as ek net bietjie beter leef, net so bietjie aan my mondering verander, of as ek net harder werk, of as ek dalk net bietjie meer gehoorsaam is, of meer die Here liefhet. Vriende, en dan besef ons eintlik, ons verstaan die evangelie verkeerd. Dis nie so ietsie wat ek net aan my ou mens moet regskit nie. Dis nie net 'n nuwe baadjie wat ek oor my ou mens moet aantrek nie. Die kruis kom en vertel vir ons 'n ander storie as ek die kruis hier agter my het vanoggend. Net om jou te herinner, Johannes 19 vers 30, tetelestai, dit is volbring. Jesus het alles reeds gedoen, dis genoeg wat hy gedoen het. Hy het dit vir my en jou gedoen. As jy vandag dalk sit en luister na hierdie boodskap en jy het skuldgevoelens, omdat jy weet jy's nie volmaak nie, dan is jy eintlik by die regte plek. Welkom by die mensdom, want die ou Adam is nog so baie kere en kom hy na vore, die ou sondige natuur. Maar Jesus het gekom, en dis genoeg. Dit tetelestai, dit is volbring, hy het alles, al jou dinge, al jou bekommernisse, vrese, sonde, hy het vir alles reeds kom sterf aan die kruis uit. Hy is genoeg. In die oomblik as jy snap, hy is genoeg, dan haal jy so 'n bietjie diep asem en sê maar, ek het nie nodig om dinge te doen om gesien te word of prestasie, of ek het nie nodig om nog meer te doen sodat ek vir my 'n plekkie koop in die hemel op een of ander manier nie. Nee, dit wat Jesus gedoen het is genoeg. My vertroue lê daarin dat Christus Jesus my verlosser en my saligmaker is. Dit is genoeg. Die tweede punt wat ek ook wil aanraak, en nou begin ek so na die ander kant van die muntstuk te kyk, somtyds doen ons werklik ook nie genoeg nie. So, somtyds doen ons genoeg, en ek het in punt 1 ook gesê, ons werk partykeer kliphard en ons doen genoeg, en ons dink dalk ons koop 'n plekkie, ons verdien dit, maar dan besef ons Christus is genoeg. Maar in die tweede punt moet ons ook hoor, partykeer doen ons net nie genoeg nie, ons doen net niks nie. En baie keer gebruik mense genade as 'n verskoning vir hulle luiheid. Ja, dis 'n groot woord daai. En vriende, ek weet ek is nou besig op dun ys as ek sê ons is lui, maar kom ons dink 'n bietjie daaroor. Jakobus 1 vers 22 kom leer vir ons, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. En daarom moet ons onsself nie bedrieg vanoggend nie, en sê maar doen ek wat die woord sê. Leef ek reeds soos 'n burger van die hemel, as ek dan saam met Paulus in Filippense 3 sê, ek is 'n burger van die hemel. Klaar, ek weet ek is op pad hemel toe, maar leef ek soos 'n burger van die hemel? Doen ek wat die woord sê? En dan wil ek jou vanoggend so 'n bietjie kom uitdaag, en ek wil 'n paar dinge nou sê. Soms weet ons diep binne in ons, ek kon meer moeite gedoen het. Ek kon meer moeite gedoen het. Ek kon meer aandag aan my huwelik gee. Ek kan meer aandag aan my huwelik gee. Ek kon en ek kan meer tyd met my kinders spandeer. Ek kan meer betrokke wees by die kerk. Ek kan meer liefde hê vir my naaste. Ek kan meer gehoorsaam wees aan God en aan sy woord en ophou om 'n wêreldse mens te wees. Ons kan nie met een voet in die wêreld leef en met 'n ander voet by God wees nie. Daar's hierdie besluit wat jy moet maak in jou lewe. Gaan ek in God se speelveld bly of in die wêreld se speelveld? Gaan jy reageer soos 'n burger van die hemel, of gaan jy met aardse tentwoning dinge besig wees? Haat en jaloesie en nait en prestasie, materialisme, en so kan die lys aangaan. Ek daag jou uit vanoggend as ek hierdie radikale stelling maak, dat ons somtyds lui geword het. En dan praat ek bietjie verder van geestelik lui geword het.
Nie, hierdie goed sê ek nie, as ek dit sê om jou vanoggend in jou stoel net ongemaklik te maak nie. Maar ons dink baie keer, maar ek het 'n klomp dinge gedoen, en dan gaan ek gered word. Maar dan is daar ook dinge wat ons nie doen nie. En dan sê ons maar, ek is reeds gered, so ek hoef nie daai dinge te doen nie. Want die Here se genade is mos vir my genoeg. Ons maak dit so 'n bietjie goedkoop. Dietrich Bonhoeffer sê dit juis. Hy sê goedkoop genade is genade sonder disippelskap. Goedkoop genade is genade sonder disippelskap. Daar's manne wat hard werk vir hulle besigheid, maar wat min tyd maak vir hulle kinders en hulle gesin. Daar's ouers wat vir hulle kinders net goed koop, maar min van hulle tyd vir hulle kinders gee. Daar's lidmate wat die kerk en die dominee sal kritiseer, maar nooit self hulle hande sal opsteek of met 'n oplossing kom nie. Daar's Christene wat bid vir sending, maar nooit self ooit eendag sal getuig nie. Geliefdes, ek weet hierdie is harde goed wat ek nou sê. En ek weet dis uitdagende dinge om oor te dink, maar ons moet mos eerlik wees. Ons moenie onsself bedrieg nie, was die heel eerste teks wat ek gelees het. En dan, as ons dit hoor vanoggend, net om te kan verstaan, maar ons het niks om op trots te wees nie. Ek en jy kom staan nou eerlik voor die Here. Jakobus 1 wat gesê het, moenie julleself bedrieg nie. Kom ons staan nou eerlik en sê, Here, hier is ek vanoggend. En ek wil voor U kom oopbreek. En dan kom roep ek God aan vanoggend en sê, Here, help my. Hierdie boodskap is nie 'n boodskap, geliefdes, om jou te laat skuldig voel nie, asseblief. Dis glad nie my intensie nie. Hierdie boodskap vanoggend is om jou op te roep tot bekering, en ons het daaglikse bekering nodig. Maar laat ons onsself sal bekeer van die dinge wat ons onsself begin wys maak het. Wat ons dink ons doen die regte ding, maar is dit ooit? Is dit ooit wat ons moet doen? Waar het ek en jy begin gemaklik raak? Waar het ons opgehou opdaag? Opdaag in ons huwelik, opdaag in ons gesin, opdaag by ons kinders, opdaag by die werk en met passie werk en jou roeping uitleef, en opdaag by jou vriende en opdaag vir die lewe, opdaag by die kerk. Daar waar God jou juis wil gebruik om diensbaar te wees. Hoekom het ons opgehou opdaag? Waar het ek minder geword as wat God my geroep het om te wees? My derde, my laaste punt vanoggend is dit. En ek het dit al gesê in die begin, Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Luister mooi, dra baie vrugte. Ek hoor iets van, daar moet iets gebeur met my, wanneer ek in 'n verhouding met die Here staan. 'n Ware ontmoeting met Christus maak my tog nie passief nie, maar ek gaan oor in aksie, en ek begin vrugte te dra, en die mense kan dit sien. Efesiërs 2 sluit vir my so mooi hierby aan vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Luister mooi, wat sê Efesiërs 2 vers 10, hy het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons werk nie vir redding nie, maar ons werk omdat ons gered is. En daarom dra ek ook vrugte, en die mense kan iets van die vrug van die Gees in my lewe sien. En T. Wright sê, genade is nie God se toestemming om onveranderd te bly nie. Dit is God se krag om verander te word. Wanneer Christus my lewe kom vul, en wanneer ek hom aanneem en in 'n verhouding met hom staan, dan word ek 'n beter eggenoot.
dan doen ek meer as wat ek moet doen. Die vraag vanoggend, doen ek genoeg? Doen jy regtig genoeg in jou huwelik? Dan as Christus in my leef, dan is ek meer betrokke as ouer. Dan is ek 'n getroue gemeentelid. Dan is ek meer liefdevol in my vriendskappe en in die mense wat oor my paaie kom, in my paaie kruis. Dan is ek meer gehoorsaam as 'n disipel. Nee, ek is nie perfek nie, maar ek is beskikbaar. Nee, hoor dit mooi, ek is nie perfek nie. En ons is nie foutloos nie, maar ons is getrou. God vra nie volmaaktheid van jou vanoggend nie. Hy vra gehoorsaamheid. Hy vra getrouheid. Ek wil afsluit vanoggend en ek het begin met 'n baie uitdagende vraag: doen ek genoeg? En eintlik het hierdie vraag twee afdelings, soos julle nou kon hoor deur hierdie hele boodskap. Eerstens, vertrou ek op Christus alleen vir my redding, of dink ek redding kom uit myself uit? En die tweede plek, leef ek asof ek 'n vrygekoopte kind van God is? Leef ek asof ek 'n burger van die hemel is? Leef ek met die toewyding wat by hierdie genade van Jesus aan 'n kruishout pas? Leef ek so? Want sonder Christus sal ek nooit genoeg wees nie. Sal net niks genoeg wees nie. Maar met Christus hoef ek nie langer te vra of ek goed genoeg is nie. Want ek is goed genoeg in Jesus Christus. En omdat ek in Christus is, wil ek vrugte dra. En wil ek meer doen, wil ek opstaan, wil ek opdaag in my huwelik, my gesin, my gemeente, by my werk, in my roeping, tussen mense, daar waar hy my geplaas het. Ek kom bid vanoggend vir jou, dat jy sal verstaan, jy's genoeg in Christus, maar ook stuur hy jou, om meer moeite te doen, en om op te daag, om getrou te wees, en vriende, om definitief nie lui te wees nie. Amen. Here, as ons so vanoggend hierdie boodskap hoor, doen ek genoeg, is dit 'n uitdagende boodskap wat ons die spieël moet ophou en ons word gekonfronteer en ons word 'n klomp reguit vrae gevra en stellings wat gemaak word vanoggend. Maar Here, dis nodig dat ons onsself nie bedrieg nie. Soos Jakobus 1 ons kom oproep ook vanoggend. Dat ons werklik hoor, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg ons onsself. Here, mag ons u woord gaan uitleef. Help ons Heilige Gees dat ons dinge sal sê en dink en doen wat vir u goed en aanneemlik is. Ons wil u behaag met ons hele lewe. Here, kom vat ons nou aan die hand en stap met ons die toekoms in. Ek bid vir elke boetie en sussie, sodat hulle kan verstaan, dis genoeg wat u gedoen het, Jesus. En ons is genoeg in u. U is so lief vir ons, maar u wil hê dat ons moet vrug dra, daar waar u ons geplaas het. Ek loof u daarvoor tot in alle ewigheid. In Jesus naam kom bid ek nou vir ons almal. Amen. Geliefdes, dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. Ons kuier weer met mekaar. Goedheid en guns.